Kom ons gaan na die skriflesing. Dit lees as volg. Gaan na die muur, luiaard, kyk na sy weë en word wys. Hy wat nie 'n aanvoerder, opsiener of heerser het nie, berei in die somer sy kos voor, versamel in die oestyd sy voedsel. Hoe lank, luiaard, gaan jy nog bly lê? Wanneer gaan jy opstaan uit jou slaap? 'n bietjie slaap, 'n bietjie insluimer, 'n bietjie hande vou om te rus, dan kom soos 'n rondloper jou armoede daaraan. Jou gebrek soos 'n skamtelose man. Tot sover. 2 Tessalonisense 3, vers 6 tot 15, 'n waarskuwing teen luiheid. Nou ek vat ons nou 'n breek van die reeks oor die gawes, want ek moet by 'n gemeentekamp in Pretoria Noord preek, die 9de tot die 11de Mei, en hulle het my gevra om oor hierdie onderwerpe te preek. 'n Bybelse beskouing oor rus, werk, sukses, en wat sê een wat ek 2 weke terug gedoen het, 3 weke terug, nou kan ek nie onthou nie. Maar ja, daai ander een. Okay. Die huisgesin, familie. Ja. Kom ons bid saam. Here, ons kom nou voor U, die Almagtige, ons kom voor U, die Heilige. Here, as U gepraat het, dan ontstaan wêrelde. Toe U gepraat het, was daar aardbewing en rook en vuur. Johannes het soos 'n dooie op sy gesig geval, met die stem van die opgestane Christus. Here, praat met ons vandag. Al is dit soos met Elia, nie in die aardbewing nie, nie in die rukwind nie, nie in die vuur nie, maar in die stille fluistering. Praat met ons. In Jesus naam. Amen. Verlede week, is nou voor Paasnaweek. Ek het Paasnaweek afgehad, van donderdag af. So ek het maandag as my dag af, so ek het dinsdag en woensdag 'n werksdag gehad. Het ek 'n besoek gedoen, ek het nog 'n besoek gedoen, ek het 'n bietjie administrasie gedoen, ek het daai dingetjie geskryf wat ek op die gemeentegroep gedeel het van die groot ruiltransaksie. Maar ek het nie hard gewerk nie. En toe ek nou by die Paaskamp is en my stilte tyd hou een oggend, toe wys die Here vir my, vervloek is hy wat die werk van die Here met 'n trae hand doen. Cursed is he who does the work of the Lord with slackness. In Romeine sê, moenie traag wees in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. En Spreuke sê in hoofstuk 18, dat as jy met 'n trae hand werk, dan is jy 'n broer van iemand wat afbreek. So jy hoef nie jou werk af te breek nie, wees net lui. Sjoe, en ek het dit aan die Here bely en hom vergifnis gevra. Nou wanneer ons by hierdie teks kom, dan dink ek aan hoe ernstig die Here is oor luiheid. Julle onthou die storie van die ryk besigheidsman, hy's eintlik 'n koning, en hy gee vir sy werkers klomp geld. Hierdie ou kry 5 maal 20 jaar se salaris. Dis wat 5 talent is. Hierdie ou kry 2 maal 20 jaar, soos 40 jaar se salaris. Woeker daarmee, doen besigheid. Hierdie ou kry 20 jaar se salaris. Werk daarmee. En toe die koning nou terugkom, wat gebeur? Hierdie ou het dit vermeerder, hierdie ou het besigheid gedoen, dit verdubbel, hierdie ou het dit gaan begrawe in die grond. Hy was lui. En dan sê Jesus, dan sê die eienaar, jou slegte slaaf, jou lui slaaf. En dan gooi hy hom in die buitenste duisternis, waar daar geween is en 'n geknars van tande. So dis hoe ernstig die Here daaroor is, oor luiheid en oor
hard werk. So ons wil hierdie ter harte neem vanoggend. In 2 Tessalonisense 3 volg asseblief saam met van vers 6 af. Maar ons beveel julle in die naam van ons Here Jesus Christus, broers, dat julle elke broer moet vermy wat hom onordelik gedra. Hy is nie in lyn nie. En nie optree volgens die oorlewering wat hulle van ons ontvang het nie. Julle weet tog self hoe nodig dit is dat julle ons voorbeeld volg. Ons het immers ons nie onordelik onder julle gedra nie. Ons het niemand se brood sonder betaling geëet nie. Ons het nie bakkant gestaan en almal moet net gee nie. Maar met gesoeg en sweet, bedags en snags gewerk, sodat ons vir niemand van julle las sou wees nie. Nie dat ons nie die reg daartoe gehad het nie. Kom nou, ons preek die evangelie vir julle. Ons kon gesê het, kan julle 'n kollekte opneem, ons het nie 'n ander inkomste nie. Maar ons het dit nie gedoen nie. Hy sê, maar sodat ons onsself vir julle as voorbeeld kon stel om na te volg. Want juis toe ons by julle was, het ons julle steeds beveel dat iemand wat nie wil werk nie, ook nie behoort te eet nie. Geen werk, geen brood. Want ons het gehoor dat sommige van julle onordelik, lui, leegleers, optree en nie wil werk nie, maar oral inmeng. Ons raai sulke mense aan, ja, deur die Here Jesus Christus spoor ons hulle aan, om hulle dagtaak kalm te verrig en so hulle eie brood te verdien. Maar julle broers, julle moenie moeg word om goed te doen nie. As iemand egter nie ons opdrag in hierdie brief gehoorsaam nie, merk hom en vermy hom, sodat hy skaam kan kry, of sodat hy skaam kry. Julle moet hom egter nie as 'n vyand beskou nie, maar vermaan hom as 'n broer. Hier's 2 opdragte wat ek wil vat uit hierdie teks. Die eerste een is vir my lui mense en die tweede een is werk hard. So nommer 1, vir my lui mense. Dis vers 6 en dan vers 14 tot 15. So vir wie is hierdie geskryf? Tessalonisense. Wat is 'n Tessalonisense? Dis 'n mens. Ja, jy hoef nie bang te wees jy ontmoet een in die nag nie. Mense van Thessalonika, dit is Noord-Griekeland, Macedonië. Dis die hoofstad van Noord-Griekeland. Dit bestaan vandag nog daai stad. Paulus het daar gekom en toe hy in die stad kom, hy was 'n paar weke daar, het in die Joodse sinagoge gaan preek, daar waar die Jode hulle kerk hou, en toe jaag hulle hom uit. En toe is die Jode baie kwaad, want hy preek nou van Jesus en die opstanding, en mense begin glo, en hulle kom nie meer sinagoge toe nie, want hulle wil nou Jesus volg, en toe sweep hulle die skare op, en toe uiteindelik toe gaan hulle na Jason se huis toe, want hulle soek vir Paulus, want Paulus bly by Jason. Toe hulle by Jason se huis kom, toe sien hulle Paulus nie daar nie, toe gryp hulle sommer Jason aan die kraag en sleep hom in die straat af. Vat hom na die owerhede toe, hulle sê, hierdie mense preek van 'n ander koning, Jesus. En toe die disippels vir Paulus gesê, hier's wat gebeur het, jy beter maak dat jy wegkom nie. Hulle gaan jou doodmaak. En Paulus vlug toe, gaan na 'n ander stad in Noord-Griekeland, Berea, en uiteindelik kom hy Jode soontoe, maak moles daar, en toe vlug hy Suid-Griekeland toe. Achaia, in die hoofstad daar is natuurlik die stad wat ons almal ken, Athene. En so Paulus is so bekommerd oor hierdie Christene. Hy dink, gaan hulle nou wegdraai van Jesus af, en die vervolging is te erg. Christene word sommer sleg behandel, jy verloor jou werk, sê Christen is. Dalk gaan hulle sê, dis te moeilik om Jesus te volg. Hy is so bekommerd, hy stuur Timoteus terug. So wil jy nie gaan kyk hoe gaan hy met daai Christene nie. Jy gaan versterk hulle in die geloof, gaan leer hulle die woord, bemoedig hulle. En toe kom Timoteus terug van daar af na Paulus toe in die suide in Athene, en hy sê, raai wat, hulle mis jou ook, hulle het nie opgehou om Jesus te dien nie, dit gaan goed met hulle aanvaar die woord, en Paulus was so bly, hy is so dankbaar. Nou skryf Paulus vir hulle 2 briewe, hy skryf hulle 1 en 2 Tessalonisense, en onder andere skryf hy vir hulle oor die wederkoms. Want hulle is bietjie verward. Hy het gesê, jy moet altyd gereed wees vir die wederkoms. Toe dink hulle, wel, goed, ons het altyd gereed wees, en hulle was bietjie verward ook wat gebeur met Christene wat doodgaan. So, Jesus het nog nie gekom nie, daai Christene is dood, nou gaan hulle nie saam nie, wat nou? So, dis heeltemal de mekaar. Nou skryf Paulus in elke liewe hoofstuk van 1 Tessalonisense, skryf hy oor die wederkoms. En dan in 2 Tessalonisense skryf hy ook baie oor die wederkoms. En nou het hier 'n probleem ontstaan, want hierdie mense dink, wel,
soos ek vir die kinders vertel het, wat as Jesus volgende week kom? Wat as hy volgende maand kom? Nou, ons moet besig wees om Bybel te lees en te bid. Jy weet, daai tipe mentaliteit. Ons moet besig wees met geestelike dinge. Ons kan nie werk nie. Ek kan nie houtwerk doen of sloot grou met 'n pik nie of boer nie. Jesus moet my vind waar ek besig is met geestelike goed. En bedank hulle werk en nou sit hulle net en wag vir die wederkoms. En Paulus sê nee. Nou skryf Paulus hierdie gedeelte om daai probleem aan te spreek en dit reg te stel. En dit is nie 'n ou ding wat net toegebeur het nie. Wie van julle onthou op die R21 in 2011 was daar 'n billboard, 'n advertensiebord wat gesê het Second Coming, 21 May 2011, Bible guarantees it. Ja, dit was Harold Camping in die VSA en hy het hierdie ding oor die wêreld gedryf. Het hy volgelinge en oral. Man, multimiljoene is ingestort in hierdie storie in, om vir almal te adverteer, Jesus kom 21 Mei. En toe gebeur dit nou in die VSA, 2 gevalle van 'n vrou, Abby Haddad Carson. Sy het al werk bedank, sy was 'n verpleegster en sy het besluit, sy gaan nie meer haar kinders se universiteitsfooie betaal nie. Hulle gaan eerder, dis nou geld mors, want Jesus kom, wat help het ons studeer en wat help het ek werk? Kom ons druk traktaatjies, pamfletjies en sy en haar gesin, haar man en haar kinders was nie so oortuig, 21 Mei is die datum nie, haar man het dit geglo, sy het dit geglo en hulle het oral uitgegaan en pamflette uitgegee vir mense, Jesus kom 21 Mei. En toe in dieselfde Meksikaanse paartjie, Joel en Adrienne Martinez, waar hulle dieselfde gedoen het, ook werk bedank het, hulle het al hulle geld gevat, alles, hulle laaste spaargeld gevat, en dit ingestort om hierdie pamfletjies te druk, Jesus kom 21 Mei. Jy kan maar net dink, konsternasie toe dit nou nie gebeur nie. Kontrasteer dit met wat gebeur het, 'n Anglikaanse prediker in die einde 1800s en in die 1900s, Patterson Smith, hy's 'n Ier gewees, in Ierland gebly, is later Kanada toe, maar hierdie ou, hulle is besig met 'n vergadering, waar 'n klomp Anglikaanse predikers bymekaar is, en gemeentes en so aan, en skielik sal sonsverduistering. En toe roep mense uit, dis die einde van die wêreld, dis Jesus kom, toe sê hy het nie tyd vir hierdie praatjies van die mense, en die bring asseblief kers, en is te donker, ons kan nie sien nie. Laat ons aangaan met die werk, dis goed as Jesus ons aan die werk vind wanneer hy kom. En dis presies wat die Bybel sê. In Lukas hoofstuk 12, vers 42 en 43, dan praat dit van die meester, wanneer die meester nou terugkeer, dan wil hy sy slawe aan die werk vind. Hy wil hulle, daai diensknegt wat hy aan die werk vind, hy sal hom beloon, dis goed, dat hy ons aan die werk vind. Eerder as wat 'n ou een keer vir my gesê het, hy sê vir my, man, hierdie wat ons so moet werk elke dag, ek wens net ons kan heeldag preke luister en evangeliseer en bid. Dit is ons baie beter as om te werk, asof werk is in die pad. Nee, werk staan nie in die pad nie. Dis wat die Here wil hê ons moet doen, wanneer hy kom. Jy hoef nie noodwendig op jou knieë te wees wanneer Jesus kom, of iemand te evangeliseer of Bybel. Doen jou werk. So as jy 'n Christen is, om 'n koei te melk, is so geestelik as om te bid. Dis nie, ons moet nie die vals onderskeid tref, hierdie is geestelike dinge, hierdie is ongeestelik. Vir 'n Christen is enige iets geestelik. Want Paulus sê in 1 Korintiërs 10:31, of jy dan eet en of jy drink, wat jy ook al doen alles tot verheerliking van God. Kyk gou in 1 Korintiërs hoofstuk 7. As jy net terugblaai, maar moenie jou plek verloor in Tessalonisense nie. 1 Korintiërs 7 vers 17. 1 Korintiërs 7 vers 17. Paulus sê, hoe ook al, laat elkeen leef in ooreenstemming met wat die Here aan hom toe gedeel het, soos God elkeen geroep het. En so redelik ook in al die gemeentes. So waar die Here jou geplaas in jou lewe, as jy onderwyser, as jy afgetree, as jy op skool, as jy op college of universiteit, as jy 'n ingenieur, as jy 'n prokureur, as jy 'n handyman, wat doen jy? Waar die Here jou geplaas, doen dit wat die Here vir jou gegee het. Vers 20. Laat elkeen bly in die situasie waarin hy was toe hy geroep is, toe die Here jou nou geroep het om hom te volg. Vers 24. Broers, laat elkeen voor God bly soos hy was
toe hy geroep is. En dan die Here gaan saam met jou daar. Waar ook al jy werk, jy's 'n Christen, jy dien die Here daar. Onthou, wanneer Paulus praat van goeie werke, nê, wat bedoel hy? In Efesiërs 2 vers 10. God het hierdie goeie werke vir jou voorberei. Wat is goeie werke? Nou, ons sal sê help die armes, ons sal sê bemoedig iemand, besoek 'n siek mens. Ons vergeet om jou ingenieurswerk te doen. Dis ook 'n goeie werk. Om by die dokterspreekkamer te werk. Jy doen jou werk daar, dis ook 'n goeie werk. Om die kinders te help by die skool, jy's 'n onderwyser, dis deel van jou goeie werke vir die Here. Omdat jy gered is. Dis deel van wat die Here vir jou voorberei het en uitgesit het. Ek het so 'n tydjie terug 'n preek geluister van Stuart Olliott en ek het dit in die bidhuur gedeel een Sondag voor ons begin bid het. Hierdie was my so treffend. Hy preek 'n boodskap oor Jesus wat gedoop is en toe hy uit die water opkom, toe kom die Gees op hom soos 'n duif, toe sê die Vader, dit is my geliefde seun oor wie ek my verbly of in wie ek welbehaag. Toe hy sê ek so tevrede met my seun. Het Jesus op daai stadium al 'n preek gepreek? Nee, dis voor sy bediening. Het hy al enige wonderwerk gedoen? Nee, sy eerste wonderwerk was water en wyn verander. Het Jesus toe al aan die kruis gesterf? Het hy al uit die dood opgestaan? Nee. Opgevaar hemel toe? Nee. Hy het nog geen van daai dinge gedoen nie. En die Vader sê, hierdie is my seun, in wie ek my verbly. So wat het hy gedoen? Wel, ons weet van ewigheid af was hy saam met die Vader, maar toe hy mens word, wat het hy al gedoen? Wel, hy het houtwerk gedoen. Die Vader is so tevrede met hom. Is die Vader tevrede met jou, as jy jou huiswerk goed doen? Skoolkind. Is hy tevrede met jou, as jy die skottel goed was, want jy wil hom verheerlik met jou lewe. En as jy jou preek voorberei, en wat ook al jy doen. Luister, harde werk is deel van wat dit beteken om na God se beeld gemaak te wees. Want in Genesis 1 sê dit, God het hulle gemaak, man en vrou het hulle gemaak, na sy beeld het hy hulle gemaak en so aan. En dan die volgende vers sê, dit is nou 26-27, dan Genesis 1:28. Bewoon die aarde, of die Here het hulle geseën en gesê, vermenigvuldig, vul die aarde, bewoon dit, bewerk dit, heers oor die diere van die veld, die voëls van die hemel en so aan. So deel van na God se beeld gemaak wees is werk, want God het gewerk. Martin Luther sê, God is die beste kleremaker wat daar is. Hy maak vir 'n takbok 'n jas, daai jas kan 1000 jare, as die bok nie dood gegaan het nie. Hy is die beste skoenmaker wat daar is. Hy maak vir daai bok skoene. Daai skoene sal die bok oorleef, die bok sal al dood wees, dan is die skoene nog steeds goed. Hy is die beste kok wat daar is, die beste chef. Want hy gebruik nie 'n vuur om sy kos te maak nie, hy het die son geskep, en daai son maak die vrugte lekker ryp. Hy is die beste kelner wat daar is, in 1 jaar, gee hy vir die mossies meer kos, as jy nou die somme moes maak, as wat die inkomste van die koning van Frankryk is. So 'n lui mens is dan nie soos die Here nie. 'n Lui mens is nie soos God nie. Hy weerspieël nie God nie. 'n Lui mens is 'n slegte getuienis. 'n Jong man wat nie werk nie, maar op die bed lê en PlayStation speel, is 'n slegte getuienis. Hy's nie soos die Here nie. 'n Huisvrou wat dit doen, 'n huisvrou wat tot 11 in die oggend in haar nagklere is, slegte getuienis. Nie soos die Here nie. 'n Man wat nie hard werk nie, maar hy sit by Emperors en hy gym net met een arm. Nee. Groot arm hier en 'n maar armpie. Maar 'n man wat nie sy werk wil doen nie, maar hy dobbel, want ek wil gou geld hê, ek's lui, is nie lus om te werk nie. Slegte getuienis, nie soos God nie. 'n Afgetrede persoon, wat in 'n RV is, want dis nou die Amerikaanse droom, en dis die wêreldse beskouing van aftrede, wat nie Bybels is nie.
Dat jy heeltyd net in jou RV is, in jou camper, in jou motorhome. En dan jy by die see vir 6 maande, en dan jy vir 3 maande in die wildtuin, en dan jy vir... En jy of sit net op die stoep en drink jou koffie. Slegte getuienis, nie soos God nie. Jong mense wat 'n gedagte het, ek wil so min as moontlik werk vir soveel as moontlik geld. Slegte getuienis, nie soos God nie. Kyk nou in ons teks, wat sê Paulus in vers 6. Maar ons beveel julle in die naam van ons Here Jesus Christus, broers, dat julle elke broer moet vermy wat hom onordelik gedra het. Nie orde in sy lewe, daar's nie werk nie. Dis 'n leegleer. Idleness, sê die ESV. En nie optree volgens die oorlewering wat hulle van ons ontvang het nie. En dan, wat sê hy in vers 14 en 15 moet ons met so iemand doen? As iemand egter nie opdrag in hierdie brief gehoorsaam nie, merk hom, vermy hom, sodat hy skaam kan kry, moet hom egter nie as 'n vyand beskou nie, maar vermaan hom as 'n broer. Jesus het gewerk. Jesus het gesê, in Johannes 9 vers 4, ons moet werk terwyl dit dag is, want die nag kom, wanneer geen mens kan werk nie, ons moet werk. Dis 'n oorlewering, sê hy in vers 6. Dit beteken nie dis tradisies wat iemand gee. Dit beteken dis wat ons oorlewer van Jesus af. Jesus, ons sê vir julle wat Jesus gesê het. Jesus het gesê ons moet met ons eie hande werk en ook die help wat swak is, want dit is saliger om te gee as om te ontvang. Want as jy nie hierdie mense vermy nie, dan gaan dit aansteek soos 'n siekte. Nee, dis hoekom daar dissipline moet wees. En ons het dit al gehad in ons gemeente. Ons iemand verwyder het uit die gemeente, want hy wil nie werk nie. En ongelukkig later toe die storie nou gekom, dat die man eintlik baie mooi wel af is. Nog stoorhuise is ontdek. Ek het in my boot gepak, na die ou oorlede is, my boot tot teen die dak, wat ek lang my hemde gepak het en pakke, klere, en gehoor, en al die collectors items wat die ou gehad het, een van die goed was R250.000 werd, nog versamelstukke wat hy gehad het, 66 pare skoene, 'n splinternuwe kar, wat in 'n stoorplek gebeure is, mooi opgemaak, jy weet, vintage. Ja, so dis Paulus se opdrag hierso. As jy hard werk, waartoe gaan dit lei? As jy jou werk knap doen, onthou Christene moet nie net bekend staan by die werk, dis 'n geestelike persoon, hy kan my help as ek 'n krisis probleem het nie. Nee, Christene moet bekend staan is, hulle doen hulle werk uitstekend. Hulle doen goeie werk. Detail. Titus sê vir ons in hoofstuk 2 vers 9 en 10, hy praat van hoe jy moet werk, jou gesindheid by die werk, jou gesindheid teenoor jou baas, jou eerlikheid by die werk, en jou kwaliteit werk, dan sê dit, op daai manier laat jy die evangelie mooi lyk. You adorn the gospel, jy versier die evangelie, soos 'n hangertjie om 'n vrou se nek, laat haar mooi lyk. En dis wat jou harde werk vir die evangelie doen, dat almal kan, en dan kom mense en sê, jy's anders, jy vat nie kort paaie nie, jy's nie oneerlik nie, hoekom? En dan kan jy hulle vertel van Jesus, laat julle lig so voor die mense skyn, dat julle goeie werke sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Gee jou 'n kans om te vertel van Jesus. Tweede is werk hard. So die eerste een vermy lui mense, tweedens werk hard, vers 7 tot 13. Martin Holt, ek praat dikwels van hom, en party van julle is nie hier, so jy weet nie wie is hierdie man nie. Hy was 'n baptiste prediker in ons land, en hy is in 2011 oorlede, was 'n baie goeie prediker, 'n man van gebed, maar in sy biografie, in sy lewensverhaal, dan staan daar hoe lui hy was, toe hy op skool was. Hy was 'n lui man gewees, lui jong seun, hy het gedink, vir wat moet ons skool gaan? Skool is net hierdie mors van tyd. En hy was so lui gewees, en sy ma en pa wou die mure uitklim en hulle hare uittrek, oor hulle kan net nie hierdie kind motiveer om te werk nie. En uiteindelik toe dink hy, wat wil hy doen? Hulle moes eendag 'n prentjie teken in die skool. Wat wil jy doen as jy groot is? En toe teken hy 'n prentjie waar hy op 'n lazy boy sit en sy vrou dra vir hom snacks aan. Dis wat hy wou word.
En toe sy vloot toe en sy ma het gehoop, dit gaan nou dinge verander in sy lewe, 'n bietjie dissipline, niks gehelp nie. Toe hy uit die vloot uitkom en hy moet nou begin werk, toe kyk hy waar hoef hy die minste te werk. Binnelandse sake. Lekker 8 tot 4, jy kry teebreek, jy kry etensbreek, en hy gaan, en hy was lui gewees, sleg. Toe kom hy tot bekering. En toe hy tot bekering kom, toe besef hy, die Here wil hê ek moet hard werk. En hy begin toe hard werk, nou die mense wat kom hulle besighede registreer, nou lê daai pak goed so vir 2 weke, jy moet oor 2 weke terugkom, toe dog hy, dis nonsens. Dis onsin, hoekom moet hulle oor 2 weke terugkom, as ek hierdie ding môre kan gereed hê vir hulle? Toe sê hy vir hulle, jy kan môre terugkom. Regtig? Ja, jy kan môre terugkom. En toe vind hulle uit, die kollegas en die baas, dat hy sê nou vir die mense, hulle kan môre terugkom, sê hulle, dit stop nou, sê die baas vir hom. Meneer M.J. de Villiers, hy sê, hy roep hom in sy kantoor, en hy sê, Holt, wat het met jou gebeur? Sy bekering gewees. Nou ja, hy het sy werk toe bedank, want hy het gedink, ek kan nie so werk nie. Ek wil hard werk, ek wil goeie werk lewer. En toe sê sy pa, hy sê een aand, sy pa en ma het nie geweet, hy hoor hulle nie. Toe hoor hy hoe sy pa vir die ma sê, seker in Duits natuurlik, want hy's 'n volbloed Duitser gewees. Hy's 'n veranderde man. Hedwig, sê hy vir sy vrou, he's a changed man, you cannot deny it. Iets het gebeur met hom. En tog wil ek vir jou sê, selfs Christene sondig deur luiheid. Dis hoekom Paulus hierdie moes skryf. Toe ek op skool was ek lui. Was lui gewees. En dan natuurlik, nou is jy spyt, nee. Maar ek onthou ek het gewerk by 'n plek heavy duty spares. Hulle verkoop trokparte. Ek moet die telefoon antwoord. Lê en slaap. Toe ek my salaris kry, toe staan daar Iver the Sleeper Jeffries. Dis 'n slegte getuienis. 2 jaar later toe werk ek by Wimpy, doen die til daarso. Daai baas het nie 'n grap daarvan gemaak nie. Hy het my streng aangespreek. Toe ek so op my arms lê en daar's niks om te doen nie. So dis hoekom Paulus vers 7 tot 9 skryf, vers 7. Julle weet tog self hoe nodig dit is dat julle ons voorbeeld volg. Ons het immers nie onordelik onder julle gedra nie, of lui gewees nie. Ons het niemand se brood sonder betaling geëet nie, maar het gesoog en gesweet, bedags en snags gewerk, sodat ons vir niemand vir julle las sou wees nie. Nie dat ons nie die reg daartoe gehad het nie, maar sodat ons onsself vir julle as voorbeeld kon stel om na te volg. Voorbeeld om na te volg. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 15, ek het harder gewerk as al die apostels. En dan sê hy in die volgende hoofstuk, of eintlik 'n paar hoofstukke vroeër, sê hy, wees my navolgers soos ek het van Christus is. Volg ons voorbeeld. My vriend Seth, sendeling in Limpopo, hy weier om 'n excavator te huur, toe hulle nou 'n kerkgebou opsit. Hy weier om Amerikaanse dollars te bring om bakstene en sement aan te koop en sand. Hy sê, en hy weier die excavator nie net om te grawe nie en bulldozers om die plek skoon te maak, om al die bome en doringtakke en doringbome en klippe weg te stoot. Hy sê, ons gaan dit met die hand doen, met 'n kruiwaal en met 'n graaf. Want as ek hier weggaan, die Amerikaner met die dollars, gaan julle dit nie self kan doen. Julle gaan saam met my werk. Hy werk saam met hulle. Hulle daai kerk met hulle hande gebou met klippe wat hulle sommer daar uitgrawe. Rock Baptist Church. Ja, hy stel die voorbeeld. Dis presies wat Paulus hier doen. Paulus sê in vers 8, maar met swoeg en sweet. Ja, dis 'n goeie vertaling. Dit beteken hy het gewerk tot die punt van uitputting. Hy het hard gewerk onder hierdie mense. Nou die Grieke natuurlik, onthou nou Thessalonika as Griekeland. Thessalonika is 'n stad daarso. So die Grieke het gesê, handearbeid, dis 'n vervloeking, dis vir slawe. Ons doen nie handearbeid nie. Ons filosofeer, ons lê op die bank en iemand voer ons drywe en waai ons koel met 'n palmtak. Ons dink. Ons is denkers. Ons is skrywers. Nee, Paulus sê handearbeid. Hy sê dit in 1 Tessalonisense ook. Handearbeid, soms is eie hande gewerk. So werk is nie 'n vervloeking nie. Party mense dink werk is 'n gevolg van die sondeval. Nee, dit is nie. Werk met dorings en distels, moeilike werk,
Werk wat nou moeite is, dis 'n gevolg van die sondeval. Dat dit nou moeiliker is as wat dit sou wees. Maar werk was voor die sondeval daar, ek sal net nou vir julle wys. So wat ons kan doen, Jesus het nou mos die vloek op homself kom neem, reg? Dit waaroor Paasnaweek is. Jesus is 'n vervloeking vir ons gemaak, Galasiërs 3:13. So hy lig die vloek wat op ons moes kom. Natuurlik, die wêreld is nog nou nie verlos nie. En dit gaan wees as Jesus kom, maar vir nou, ons kan ons werk doen tot verheerliking van God. Jy kan werk asof vir die Here en nie vir mense nie. Kolossense 3:23. Dis moontlik. Nou iemand hier sal vir my sê, maar ek het nie werk nie. Ek is werkloos op die oomblik en in ons land is dit moeilik om werk te kry. So dit lê my lam. Hoe gaan ek tot eer van God werk? Wat jy gaan doen is wat vers 10 sê, as jy jou Bybel oop het. Want juis hiertoe, ons beveel julle en dan tweede deel van die vers, as iemand nie wil werk nie. So dit gaan nie oor hy het nie werk nie. Dit gaan oor is jy gewillig om te werk. En as jy gewillig is om te werk, wat jou hand vind om te doen, doen dit met al jou krag. So jou werk is om werk te soek. Dis jou werk, van 8 tot 5. En as die Here sien jy is gewillig, hy sal dit seën. Jy kan God daardeur verheerlik. En ek dink vir jou wat werkloos is, moet jy onthou, jou identiteit lê nie in jou werk nie. Wie en wat jy is nie, ek's 'n onderwyser, ek's 'n ingenieur, ek's 'n dokter, ek's 'n huisvrou nie. Dit bepaal nie wie jy is nie. Wat bepaal wie jy is Jesus. Jy's 'n Christen of jy's nie 'n Christen nie. Kolossense sê, in Christus is daar nie slaaf of vryman nie. So dis nie die bepalende faktor in jou lewe nie. As jy 'n slaaf is, jy's vry in Jesus. As jy vry is, jy's 'n slaaf van Jesus. Sien jy? Jesus is die senter. Jesus is die middelpunt. So ons is nie Hindus nie. Hindus het kaste, castes. Hulle deel dit in klasse. So hoe belangrik is jy? Dit hang af van watter klas jy is. Is jy van die priesterlike klas, dan is jy die belangrikste. Is jy van die adelike klas, jy's 'n koning of jy's 'n regerder, 'n president, dan is jy in die volgende, die tweede groepie. Is jy miskien 'n ingenieur of 'n onderwyser of 'n boer, dan is jy in die derde groepie. En as jy die laagste van die laagste, dis die werkersklas. As Christene werk ons nie so nie. Julle wat hier sit vandag, is nie minder geestelik as ek, omdat ek 'n predikant is nie. Jou werk is net so geestelik, as jy dit vir die Here doen. As jy die Here Jesus daardeur verheerlik. So Jesus sê nie vir jou, jy moet 'n ingenieur word, jy moet 'n argitek word, om iets vir hom te wees nie. Al werk jy met jou hande, dis goed. Jesus was 'n skrynwerker, hy het met hout gewerk. Markus 6 vers 3. En dit het sy Vader verheerlik. Al wat hy van jou vra is, werk. Moenie op ander mense se nekke lê nie. Moenie bedel nie. 'n Vrou bel my verlede jaar, of die deur sal dalk nou onthou, ek dink begin laas jaar, dalk was dit al die vorige jaar. Sy wil graag na ons kerk toe kom, kan ek haar kom sien, want sy wil vir my iets vra. Goed, ek vat my vrou saam, ons gaan soontoe, sy gesels, sy sê man, sy het regtig eintlik finansies nodig en so aan en so voort. So ek sê 'n bietjie weer vir my 'n naam. Sy sê daai naam en dit lei 'n klokkie. Ek onthou 'n tyd voor dit, toe 'n vriend van my by 'n ander gemeente, hy's 'n leraar daar, en toe sê hy vir my van hierdie vrou wat hom so drama gee. Sy kom in kerke in, en toe hoor ek, sy was by ander gemeentes op, sy kom in 'n gemeente in, en dan kruip sy in jou hart in, en dan kruip sy in jou beursie in. Sy wil nie werk nie, sy is verslaaf aan pille. Ek sê, toe is jy daai vrou? Jy was by daai gemeente. Is jy nog steeds verslaaf aan die pille? Toe sê ek, dink nie jy moet na ons gemeente toe kom nie. Ek dink jy moet teruggaan na daai gemeente toe, en sê jy is jammer oor wat jy gedoen het. En dat hulle jou help, want daai ou het baie tyd in haar ingesit en moeite gedoen om haar te probeer help. En natuurlik in plekke gewees waar hulle van die chemiese goed nou kon ontslaa raak om haar te help. Wil nie werk nie. Wil nie werk nie. Of 'n man in Louis-Trichardt, hy was op daai stadium in sy mid-30's gewees, dalk op pad 40 toe, naby 40, ek onthou dit. Sy ma was in ons gemeente, hy is 'n ateïs, hy is 'n geleerde man, hy het 'n graad in wiskunde, wil nie werk nie, lê op sy ma se bank met die remote in sy hand, kyk TV, doen blokkies raaisel, speel kaart die hele dag op die rekenaar, gaan speel tennis, wil nie werk nie, sy ma moet vir hom sorg. Wat sê Paulus in vers 8? Ons het niemand se brood sonder betaling geëet nie. Moenie op ander mense se nekke lê nie. Die vrou in Spreuke 31, sy eet nie die brood van luiheid nie.
sê daai gedeelte vir ons. Wat het Paulus gedoen deur te swoeg en te sweet? Dag en nag gewerk sê hy, in die dag gaan preek en in die aand maak hy tente. In Handelinge hoofstuk 18 sê vir ons, hy was 'n tentmaker gewees. Hy het met sy eie 2 hande gewerk. Was nie bang om te werk nie, was nie lui gewees nie. En as iemand nie wil werk nie, wat moet gebeur? Wat sê vers 10? Ja, jy nie wil werk nie, moenie eet nie. So moenie vir die ou by die robot iets gee nie. As hy nie wil werk nie, moenie eet nie. Nou ek weet daar's uitsonderlike gevalle waar ouens wil werk, hulle is baie desperaat, ek verstaan, en mens seker 'n bietjie van die agtergrond weet, maar hier is 'n algemene reël, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Kom ek vra vir jou, as jy afgetree, want jy sê wel ek's afgetree. So wat moet ek doen? Dit is 'n baie onbybelse uitkyk op die lewe, hoe Suid-Afrikaners oor aftrede dink en Amerikaners en in die westerse samelewing. Dis nie verkeerd as jy aftree van jou gewone werk nie op 65. Hulle gaan waarskynlik vir jou sê, ons wil jou nie meer hier nie, jy moet gaan. So ek verstaan dit, maar jy hou nie op werk as jy afgetree is nie. Jy werk net op 'n ander manier. In Numeri hoofstuk 8, aan die einde, 23 tot 26, sien jy die Lewiete. Nou die Lewiete het in die tabernakel gewerk, die tent. Nee, en later in die tempel. Dan sê dit, hulle mag net tot op 50 werk, dan moet jy aftree. Dan doen jy ander werk. Dan sê dit, nou moet hulle waak oor die tabernakel en wag hou. So jou werk verander net, en dieselfde met afgetrede mense. Jy het nog steeds werk. Jy was jou vloere, jy maak kos, jy stryk die klere, jy spuit die blomme nat, werk bietjie in jou tuin, jy doen dalk kuns, of jy skryf briewe vir 'n sendeling, jy bemoedig mense in die gemeente, ander Christene, jy bid. Edel Hals was 'n predikant, 'n Suid-Afrikaner wat vir meer as 60 jaar in Engeland gebly het. En Edel Hals het 'n beroerte gekry. En dit het hom so sleg geaffekteer, hy kon niks meer doen nie. Maar hy kon bid. En het hy gebid. So dis wat hy kon doen. So wat ook al jy kan doen, doen dit. Dalk is iemand wat sê, ek is ryk. Ek het baie geld. Wel, het is nie nodig dat ek werk nie. Het jy al daai redenasie gehoor? Mense wat wil baie geld maak voor hulle 30 as hulle nie meer kan werk, hoef te werk nie. Dit is heeltemal 'n onbybelse gedagtegang, heeltemal 'n onbybelse konsep. Hoekom werk jy? Net om geld te maak. Werk bestaan nie net om 'n inkomste te kry, dit bestaan nie net om geld te maak nie. In Genesis 2 vers 15, toe Adam alles gehad het rondom hom in die tuin, toe sê die Here hy moet werk. Bewerk die grond. Bewerk hierdie tuin. Jy sien 'n ou wat werk is nie so gefrustreerd soos 'n ou wat lui is nie. Want 'n ou wat werk raak ontslaaf van daai energie. Het sy deur fisiese arbeid, deur liggaamlike werk of deur breinwerk, wat jy 'n rekenkundige is, 'n ouditeur is, jy werk met syfers en jy audit dinge, jy's besig met breinwerk en dit expends energy. Waar die ou wat lui is, hy kan 12 ure slaap vanaand, dan staan hy op en hy's doodmoeg en hy verstaan nie hoekom nie, want sy spiere werk. In die nag, hy sal nie beweeg. Dis hoe God ons gemaak het. As jy ryk is, dis goed om te werk, maar nou help jy ander ook. Want daar's mense wat vir jou werk, jy kan mense betaal, God het jou vermoënd gemaak. Werk dra ook by tot die samelewing, jy doen iets vir die samelewing, jy sponge nie op die samelewing nie. Of jy is maar net hier, jy is net, jy bestaan net. Nee, jy werk, jy dra by tot die samelewing. Werk natuurlik sal ook vir jou inkomste gee, sodat jy kan help waar ander mense werkend is, maar min. En nou kan jy bydra daarso. En dan natuurlik om jou gesin te versorg. Wat anders gaan werk vir jou doen? Kyk in vers 11. Ons het gehoor dat sommige van julle onordelik optree, wat nie wil werk nie, maar oral inmeng. So wat gaan werk vir jou doen? Ja, het gaan help dat jy nie inmeng oral nie. Gaan help dat jy besig bly. Werk is eintlik 'n baie goeie teenvoeter vir sonde. Dis 'n hulpmiddel teen sonde en versoeking. Jonathan Edwards het gesê dat as hy kwaai versoek word en die versoeking wil nie wyk nie, dan gaan werk hy om sy gedagte besig te hou. Werk help dat jy nie steel nie. Nee. Dit is veronderstel om te help dat jy nie steel nie. Help jou gedagtes aan die gang bly. Hoekom het Dawid egbreek gepleeg?
Hy was ledig. Nee, idle. Het op die bank gelê laat in die middag. Dan stuur die manne oorlog toe, ek gaan nou net bietjie hier niks doen nie. En natuurlik toe kry die duiwel vir hom iets om te doen. Ja, 1 Timoteus 5 praat ook van hierdie vers 11. Mense wat skinder. Hulle het niks om te doen nie, dan is hulle op die foon. Ek onthou dit vroeg in my bediening hierso. Ek moet seker nie so sug nie. Ek maak my gesig net reg. Dan bel iemand my. Want hierdie iemand het niks om te doen nie. Vir 1 uur op die foon en eendag toe begin die iemand ander mense in die gemeente bespreek. Weet jy, ons moet bid vir so en so. Ons het nou mos nie skinder nie, want jy het daarom die woord gesê, ons moet bid vir hulle. Dis eintlik net 'n manier van skinder. Hoor ons moet bid vir so en so. Ek dink ek is nie reg nie. Sê ek dan nie? Ons moet nie skinder van mense in die gemeente nie, ons moet ander mense opbou. Sy was baie kwaad vir my. Maar ja, sy het vers 11 gedoen, ingemeng in ander se sake, want sy het nie besig gebly soos dit sy moes nie. So, wat wil ons doen? Vers 12 en 13. Ons raai sulke mense aan, ja, deur die Here Jesus Christus spoor ons hulle aan, om hulle dagtaak kalm te verrig. Doen jou werk in stilte, bepaal jou by jou eie sake, en so hulle eie brood te verdien. Maar julle broers, julle moenie moeg word om goed te doen nie. Galasiërs sê dit ook. Nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Blaai net gou terug na 1 Tessalonisense 4. Vers 11 en 12. Einde van vers 10 sê, ons moedig julle aan, broers, om dit nog meer te doen en dit vir julle 'n saak van eer te maak om rustig te wees. Julle met julle eie sake te bemoei, met julle eie hande te werk, soos ons julle opdrag gegee het. Sodoende sal julle eerbaar kan leef in die oë van buitestanders en van niemand afhanklik wees nie. Is dit nie hoe die Here werk nie? Is dit nie hoe die Here is nie? Hy is een wat werk. Jesus sê in Johannes 5:17, my Vader werk nou nog en ek ook. Ja, ek werk. Hoe werk die Here nou nog, Rian? Wel, hy werk in ons harte. Ja, en hy onderhou die skepping, hy sorg vir die mossies. En hy gee reën, en hy gee sonskyn. En hy voorsien vir sy skepping alles wat nodig is. Gee ons daaglikse brood, en wat Rian daar gesê het, en in ons harte, want God is besig met 'n groter werk as net hierdie skepping. Hy is besig met 'n nuwe skepping. En hy het reeds begin, want as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek sluit hiermee af. Ek sit by 'n plek waar ek gereeld gaan. Pragtige tuin, groot tuin. Omtrent as jy nou om die tuin loop 500 meter. En daar's bankies oral en ek sit daarso en daar's 'n riviertjie en ek kyk die voëls en ek praat met die Here. Ek sien die mooi blomme oral, kleure en die blou hemel en die wolke en die sonlig en die wat so deur die wilgerbome se takke kom. Terwyl ek daar sit, toe dink ek, joh, hierdie is mooi. En dit laat my so rustig voel. Toe dink ek, en dis 'n gevalle skepping. Dis 'n skepping na die sondeval. Hoe gaan dit wees, die nuwe skepping? Die nuwe skepping het klaar begin. Daar's iets binne my, want as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepping, daar's iets binne my wat beter is as hierdie skepping. Ja, jy sien, dit is op die einde wat jy moet soek. Bo net jou werk op aarde. Want al maak jy baie geld. Hoe meer jy het, hoe meer verloor jy wanneer jy doodgaan. Jy gaan nou nie saamvat nie. So jy wil werk, ek sluit met hierdie vers af, jy wil werk wat Jesus van gepraat het, en ek gaan uit Jesaja vir ons lees, 55. Jesus het gesê, moenie werk vir die brood wat vergaan nie. Moenie werk vir brood wat of gaan mif, of jy eet dit en dit werk deur jou spysvertering nie. Waarvoor wil jy werk? Hierdie is die werk van hom wat Jesus gestuur het, dat jy in die Seun glo.
Nou sê Jesaja 55:1, kom almal wat dors is, kom na die water, en ek nooi jou uit vanoggend. Wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af vir dit wat nie brood is nie? En bestee julle moeitevolle arbeid wat aan nie versadig nie. As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is. Sal julle aan ryk kos verlustig. Waar is daai ryk brood? Daai vars, warm brood wat jou vir ewig versadig. Dis Jesus, die brood van die lewe. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat U die brood uit die hemel gestuur het. Nie die manna wat Moses gegee het, of het was eintlik nie hy nie, dit was U. Maar hierdie brood wat ons kan eet, waarvoor ons nie werk met pik en graaf, met pen, met rekenaar, maar hierdie brood wat ons kan eet, wat ons gratis kry, sonder geld, dat ons kan kom vat verniet en versadig raak. En dan uit dit, Here, sal U gee in ons gemeente, dat dit uit ons eie lewe vloei, ons geloof in Christus, uit ons harte wat nuut gemaak is, dat ons kan werk om U te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.